Goeiedag en baie welkom weer by jou lewendige dagstukkies. Dag 324. En die tema vandag is: waar is Jesus vir jou? Matteus 28 vers 20. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jy hoef nie na Bethlehem te reis om Jesus te vind nie. Hy het reeds na jou toe gekom. Waar is Jesus vir jou? Dit is amper Kersfees, die liggies blink, die winkels is vol, die radio speel Stille Nag en almal praat oor die gees van Kersfees. Maar midde in al die feeslikheid is daar een vraag wat ons onsself selde afvra. Waar is Jesus vir my? Ons leef in 'n wêreld wat glo dat iets net 'n werklikheid is, as jy dit kan sien, vat en meet. Lewe begin by geboorte en eindig by die dood. As iemand sterf, bou ons 'n grafsteen of 'n standbeeld sodat ons kan sê, hy was hier. Vir baie mense het Kersfees ook so 'n standbeeld geword. Ons kyk terug na 'n baba in 'n krib, na 'n man aan 'n kruis en ons sê, hy was hier. Die kruis het die simbool geword. Pragtig, maar dikwels net die herinnering aan iemand wat 2025 jaar gelede geleef en gesterf het. Maar Jesus weier om 'n standbeeld te wees. In Matteus 28 vers 20, die laaste woorde van die opgestane Here voor hy hemel toe gaan, sê hy nie, dink af en toe aan my nie. Hy sê ook nie, hou 'n fees ter herinnering aan my nie. Nee, hy sê, ek is met julle al die dae. Dit is nie verlede tyd nie, dit is teenwoordige tyd. Dit is nie ek was nie, maar ek is. Dink aan Thomas, 8 dae na Paasfees, sit hy nog steeds in ongeloof en hartseer. Ek sal nie glo tensy ek die merke in sy hande sien en my vinger daarin steek nie, sê hy. En toe verskyn Jesus, nie as 'n gees of 'n herinnering nie, maar lewend, werklik, met littekens wat nog bloedrooi is. Jesus sê nie vir hom, Thomas, jy is laat vir die storie nie. Hy sê, kom sit jou vinger hier, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Hierdie Kersfees kom dieselfde opgestane Jesus na jou toe en sê, ek is nie dood nie. Ek is nie 'n storie uit 'n ou boek of 'n foto in 'n album nie. Ek lewe. Waar is Jesus vir jou? Is hy in die krib van jou herinneringe? Pragtig, maar ver weg. Is hy aan die kruis van jou teologie? Regverdig, maar stil. Of is hy die lewende een wat nou langs jou sit, in jou kar op pad werk toe, in jou kombuis terwyl jy kos maak, in jou kamer wanneer jy alleen huil, in die kerkbank waar jy sing met trane in jou oë. Kersfees is nie net 'n terugkyk na 'n geboorte nie. Dit is 'n viering van 'n teenwoordigheid. Die krib was net die begin. Die kruis was nie die einde nie. Die opstanding is die werklikheid wat nou aanhou. Hierdie Kersfees hoef jy nie na Jesus te soek in 'n stal in Bethlehem nie. Hy's nie daar nie. Hy's nie in die graf nie. Hy is hier by jou. Nie net in Desember nie, nie net in die kerk nie, nie net in die Bybel nie. Nog minder in ons terugdink aan 2025 jaar gelede. Hy is hier, nou by jou. Jesus is nie in die verlede vasgevang nie. Hy stap saam met jou in vandag. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om te glo dat Jesus vandag nog 'n werklikheid is? Wat kan ons doen om sy teenwoordigheid in ons lewens te beleef? Hoe gaan jy vandag begin om saam met die lewende Jesus te leef? Here, help my om U nie net te herdenk nie, maar te beleef. Open my oë vir U naby wees elke dag.
Laat hierdie Kersfees weer 'n nuwe ontmoeting wees en nie net maar 'n herinnering nie. Amen. Jesus het opgestaan en hy is 'n volle werklikheid en hy wil saam met ons ook hierdie jaar se vreugdesvieringe van tuiskoms in ons Vaderhuis meemaak. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete soos altyd, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en jou nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.